Ons is met die Levite in deel 1 en ons gaan nou oor na hoofstuk 6 toe. So die bergpredikasie gaan nog aan. Jy het nou gesien dat ons die 6 beginsels van eie geregtigheid behandel, waar die mense geregtigheid en wat God sy standaard vir ons kom stel het. En nou is ons by hoofstuk 6, die opskrifplaas liefdadigheid sonder valsheid. En ek wil dit net in die woordtyd vir ons nog lees in die eerste 4 verse en dan gaan ons verder voort. So dis nogal 'n kwaai gedeelte. Hy sê pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergeld. Bladsy 1, ja. So, wat vir my baie belangrik is, dat ons moet verstaan, as ons nou die lees en kyk, dat hy praat nou van liefdadigheid bewys. Maar dit handel alles oor die motief van jou hart. Want wanneer jou motief is om deur mense gesien te word, dan gaan jy ietsie vir iemand doen, maar jy gaan dit nie doen uit liefdadigheid uit nie. Jy gaan dit doen want jy wil hê mense moet sien, mense moet jou vereer vir dit wat jy doen. Hy praat daarvan, moenie 'n trompet voor jou mond blaas. Jy kry baie mense wat sê, jy weet, ek het vir Koos dit gedoen, en ek het vir Jan het ek dit gegee, en jy weet, toe Piet by my kom, toe help ek vir Piet, en ek weet nie wat kan ek nog uitdink nie, ek is nie nou dadelik daar, maar jy kry mense wat dit sê. Hoekom sê hulle vir jou wat hulle als doen? Want hulle wil eintlik hê, die ander mense en almal wat daar is, moet hoor hoe goed hulle is. Nou volgens die skrif sê hy, weet wat, as jy wil, jy gaan dit doen, en mense gaan vir jou sê, wie, jy is great, jy was awesome, jy het nou regtig goed gedoen, maar dan het jy jou loon weg, want dis al wat jy gaan kry. Maar as jy dit doen, uit 'n hart wat nie mense wil behaag, of wat gehoor word hoe goed jy is, dan sê, dan sal God jou vergelde. Want hy sien wat jy doen. Hy sien die motief van jou hart is om die persoon te help, nie om 'n beeld te blaas vir jou naam of wat. So dis waaroor dit gaan. Alright. So kom ons kyk daar bladsy 1 die eerste. Hierdie gedeelte van Jesus se lering tydens die bergpredikasie handel oor die motiewe van ons harte. En dit is die sleutelwoord daar, jy kan hom onderstreep. In Matteus 5 vers 3 tot 12 beklemtoon Jesus die omskrywing van 'n koninkryks karakter. Julle kan onthou die saligspreek en hoe lyk 'n karakter van 'n koninkryks karakter. En hy volg dit in met Matteus 5 13 tot 16 met die invloed van so 'n koninkryks karakter op die wêreld rondom ons sal hê. Dit is sout en lig met die invloed wat jy gaan hê in die wêreld en die omgewing rondom jou as jy die koninkryks karakter uitleef. Alright, dan gaan ons oor na Matteus 5 vers 17 tot 48. Leer hoe om hierdie tipe leefwyse toe te pas. En hierdie reeks moet die Levite wat opgeteken is in Matteus 6 vers 1 tot 34 tref Jesus 'n onderskeid tussen die regte
en die verkeerde motiewe waarvolgens ons so dikwels handel. So met ander woorde, hierdie hele hoofstuk 6 dui op die toestand of die motief van jou hart. En wat die ding is, die een skrif sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan dit ken? Want iemand kan vir jou met hulle mond ietsie sê, maar met hulle hart het hulle dalk 'n ander motief. Dink nou maar aan, nie almal, daar is, kom ons sê daar is mense wat dit doen, aan 'n tweedehandse karverkoper. Was hy 'n ongeluk? Nee meneer. Is hy alweer geverf? Nee meneer. Is alles reg? 100% meneer. En ek meen, dis wonderlik, alles, tot die kar koop. Sê, ja, oké, maar hier is nou 'n probleem, jy het nou gesê is reg. Nee, ek het nooit dit gesê nie. Want wat was die motief? Hy klomp goed verbloem, want hy wil dit verkoop hê. Hy wil die kar verkoop. Hy gaan nie die waarheid vir jou sê nie, alhoewel hy in sy hart dalk weet. Ek sê nie alle karverkopers is so nie, maar ek meen, ek glo almal van julle het dalk al so stel met so ou afgetrap, so 'n persoon. En dis nie net karverkopers nie, dit is enige mens. Ja, maar enige iemand wat eintlik vir homself dit wil doen. Enige een wat 'n motief in sy hart het. Ja, wat iets wil doen sonder... Dit wat hier binne is, gaan hy verborge hou en vir jou iets anders te vertel. Ja. Jesus begin hierdie deel van sy prediking oor die motiewe van ons hart met die volgende woorde. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Alright, so Dr. John MacArthur vertel 'n storie van 'n kluisenaar wat homself gereeld met sak en as beklee het om aan die mense te wys wat 'n nederige mens hy werklik is. So was die hele dorp waarin hy gewoon het aan die praat en hulle het hom elke keer besin wanneer hy sy posisie ingeneem het op die plek waar hy gewoond was om sy vertoning te lewer. Maar op 'n dag het 'n toerist hom aangetref en toe die vir hom vra of hy maar 'n foto van hom kan neem, het die kluisenaar daartoe ingestem. Maar tot die toerist se verbasing het die kluisenaar hom gevra om net eers te wag voordat hy die foto neem, sodat hy eers die posisie en die regte houding kon inneem wat sy nederigheid en sy godsdienstigheid die beste kon reflekteer. So, okay, voordat jy 'n foto neem, laat ek net make-up aansit, of laat ek vir my 5 trane aansit, en laat ek my gesig trek, laat ek 'n ander baadjie gaan aantrek, want ek moet 'n sekere beeld uitdra. Nou, in Engels noem hulle dit 'n con artist, as ek dit so kan stel. Nou, jy kry mense wat dit doen. Jy kry mense wat allerhande sekere goed doen om die regte beeld uit te straal. Nou, ek wil amper vir jou sê, 'n koninkrykskind moet die regte beeld uitstraal, of jy nou sit en of jy slaap, en of jy staan, of jy loop en of jy praat en of jy nie praat nie. Dit moet konstant bly. Jy sê, wie wat, ek wil net gou godsdienstig lyk. En 'n godsdienstige ou moet dit en dit en dit. Dis nie hoe dit werk nie. Alright, so kom ons gaan aan. Dikwels lyk baie Christene se lewens ook so. Ek moet nou eers daar stil staan. Julle al agtergekom, veral as jy nou iemand ken, en hulle kom Sondag by die kerk, en jy kry hulle daarso, dan praat hulle 'n ander taal.
Een pastoor het eendag gepraat van Christianese. Hulle woorde raak so. En hulle vloek nie een woord nie. Hulle praat mooi. Hulle praat die hoogste Afrikaans wat jy kan kry. Maar maandag is dit ander, dan sy taal anders. En kyk, Vrydag of Saterdag, as hy nou bietjie wil ontspan en hy haal vir hom paar koue goedjies uit die yskas uit, dan raak sy tong heeltemal los. Dan praat hy uit heeltemal 'n ander taal. Dink Frans of iets. Julle hoor wat ek sê? So, daar is Christene wie se lewens so lyk. Nou, jy bedrieg jouself. Jy bedrieg jouself. Dis niks meer as 'n herrangskikking van 'n godsdienstige as, om die wêreld rondom ons te beïndruk met ons nederigheid en godsdienstigheid. Jesus spreek hierdie tipe godsdienstbeoefening, Jesus spreek hierdie tipe godsdienstbeoefening aan, omdat hierdie nederigheid 'n klug en die motief van die hart op die self gefokus is. Dit is 'n godsdienst wat gebaseer is op vorm en rituele en nie op 'n ware verhouding met God nie. Net soos in die geval van Kain, vind ons vandag ook mense wat God met werke wil behaag en daarop uit is om dinge vir God te doen met 'n motief in hulle hart om deur mense raak gesien te word. En jong, weet jy hoeveel mense gebruik godsdienst om geld in te samel? Ja, maak het. En dit is sleg, want as mense wat regtig 'n behoefte het, wat 'n geldjie vra, want hulle doen nie 'n fisiese werk dalk nie, so hulle is afhanklik van 'n donasie. Maar nou het jy die ander groep gesien, nou buite hulle dit uit. Nou lyk dit amper asof dit nou is so hulle opereik, maar daar is mense wat dit met 'n suiwer motief doen, wat werk vir Here doen. En dan kry jy die ander wat eintlik net daar is om, ek wil amper sê, geld uit te maak uit die Here uit. Sê uit die Here uit. Hulle gebruik die naam van die Here vir personal. Hulle doen dit onder die vaandel van Christendom. Ja, En ek wil nie te bly wees. net so. Alright. So, in Genesis 4, vers 4 tot 7, sien ons hoe Kain ware aanbidding versin deur aan God 'n offer te bring wat hom nie behaag nie. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. In hierdie geval bring albei manne 'n offer van aanbidding teenoor God. God neem Abel se offer aan, maar verwerp Kain se. Die vraag is hoekom? Ons kyk 'n bietjie. Vers 3 sê, het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. In Hebreërs 9:22 staan, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Abel aanbid God volgens God se voorskrif, en toe God versoening vir Adam en Eva, hulle vader en moeder na die sondeval bewerk het,
het hy vir hulle 'n bokkie geslag. Hy trek vir hulle die rokke van vel aan, wat hy verkry het deur die vergieting van 'n dier se bloed. Alles gaan oor die gesindheid van ons hart. Die hoogste vorm van aanbidding is absolute gehoorsaamheid. Alhoewel Kain heel waarskynlik die beste vrugte van sy land aan God geoffer het, kon dit nie versoening tussen hom en God bewerk nie, aangesien God 'n offer met bloed vereis het. Net so sien ons hoe Ananias en Safira in Handelinge 5 vers 1 tot 10 aan God 'n skynheilige offer bring. Die verhaal begin in Handelinge 4:37 waar Josef sy grond verkoop het en die apostels die opbrengs daarvan gegee het sodat niemand onder die gelowiges behoefte gehad het nie. En toe Ananias en Safira dit sien, het hulle dieselfde gedoen, maar met die verkeerde motiewe in hulle harte. Die Bybel vertel hoe albei van hulle tot sterwe kom, omdat hulle vir die Heilige Gees gelief het. Hulle het na aansien en eer gesoek, en in die proses 'n deel van die koopsom teruggehou. Maar die apostels te kenne gegee dat hulle die hele som geld gegee het. Hierdie leuen kos hulle 'n lewe. Alhoewel dit presies dieselfde tipe offer is, sien ons weer eens hoe God die een offer aanneem, maar die ander een verwerp. In Handelinge 10:34 sê Petrus, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Dit is nie omdat God meer van Josef gehou het as van Ananias en Safira nie. Dis omdat Josef en Abel God met 'n waaragtige hart aanbid het. Die motiewe van hul harte was suiwer voor God. So okay, dis nou 'n lang stuk, maar alles gaan oor die motief van die hart. Ananias en Safira het gekom en hulle die grond verkoop, hulle sê, hier bring ons ook die geld, jy weet dat niemand 'n behoefte gehad het, maar ek sien hierdie ander het dit gedoen, en ek meen, hy was geëerd nou onder die mense, want ek meen, kyk nou hoe goed doen hy. Maar hulle het in hulle hart voorgeneem, ons gaan 'n hoop geld terughou vir onsself. Maar hulle gaan en sê, okay, ons het hier soos alles. Plaas sê hulle net, weet wat, ons gee julle die helfte, want die ander helfte, ons het 'n behoefte of wat ook al. Dan weet al, okay, hulle het die helfte van die grondse geld gegee. Maar omdat hulle die eer wou hê, hulle gee alles. So hulle, wat was die motief van haar? Hulle wil die eer hê van die mense, maar onder 'n valse motief. Alright. Tydens eredienste aanbid almal wat teenwoordig is die Here. Hulle sing almal dieselfde liedere. Almal is blootgestel aan dieselfde salwing. Tog sal God slegs diegene se aanbidding aanneem wie se harte teenoor hom opreg is. In Amos 5:21 tot 24 sê God, ek haat, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestydde nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffers van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol, soos watergolwe en geregtigheid. Geregtigheid, die regte stand voor God. Soos 'n standhoudende stroom. En dis nou nog geweldig 'n kwaai skrif hierdie in Amos. Want ek meen, as God bloedvergieting
verlang vir sonde, offer van sonde en al die feestydde wat ingestel is. Ek meen deur Moses, wat God aan Moses gegee het, en daai feeste ingestel. Hier sê God, maar is dit regtig dat hy die feeste wat ingestel is gehad, wat hy haat? Of haat hy dit as gevolg van die motief van hul aard? Ja. Is definitief die motief, want ek meen net daarna, dan sê hy dit. Maar laat reg aanrol, soos watergolwe, reg, met ander woorde, en geregtigheid. So, doen die regte goeders, en kom in die regte stand voor my. Dit is, dan kan jy jou fees hou, dan kan jy jou liedere sing. Want ek meen as jy vat, wat sy liedere dink julle het hulle gesing? Hulle moes lofliedere gesing. Maar hy sê, dit is geraas. So as jy in die kerk sit, en jy sing die woorde wat jy daar sien, en jy sing het net, maar jou hart is nie eers vir die Here nie. Of jy dink aan, wat gaan aan by die huis, wat gebeur hier op die plaas, en jou gedagte wêreld rol hier, maar jou mond sing woorde, dis geraas vir God. Dis nie aanbidding nie. Wanneer jy lofliedere sing, dan moet jou hart gefokus wees op jou Hemelse Vader. Dan moet jou hart onverdeeld op hom gerig wees. Anders volgens hierdie skrif maak jy net geraas. So dis nogal eintlik 'n rowwe skrif, wat ek meen almal sing mooi, maar is almal se harte daar. Ja, weet jy rarig wat jy sing? Presies. Doe jy wat jy sing? Presies dit. In Joël 2:13 sê God aan Israel, skeer julle hart en nie julle klere nie. Bekeer julle tot die Here, julle God. God kyk nie so seer na wat ons doen nie. Hy kyk na die gesindheid van ons hart. Hy soek 'n gees van ware aanbidding. Jesaja 1 vers 13, 15 tot 18 sê, bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my, nuwe maane en sabbate, die uitroep van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. En as julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handeling voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen. Soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Al hierdie beloftes sal vir ons 'n werklikheid word, as ons maar net op God se uitnodiging wil reageer. God is moeg vir kunsmatige aanbidding. Hy soek na mense wat in ware geregtigheid met hom sal wandel. Jesus vergelyk mense met 'n skynheilige hart as gewitte grafte en wolwe in skaapsklere. Hy begin Matteus 6 vers 1 met, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mens bewys om deur hulle gesien te word nie. Nou wat sê die woordjie pas op? Julle ken daai bordjies wat by al hierdie hekke is, pas op, en dan onder beware, en dan is daar nog, ek dink 'n swart taal ook, wat ek nie eens kan onthou wat beteken dit nie. Beware of the door. Ja, maar pas op, and beware, to hold, to take hold of something and pay attention, being on guard. So, pas op,
wees gewaarsku, wees wakker, kyk, hierso is iets, pas op as daar gevaar is, so, hierdie bordjie sê vir jou, nou moet jy wakker word, want hier is iets wat vir jou kan skade maak. Alright, Jesus sê, ons moet waak teen godsdienstige aktiwiteite wat hom nie vereer nie. So, as daaroor sulke goed gaan, pas op. As iemand die trompet voor sy mond blaas, pas op. Moenie gevlei word deur hy trompet nie. Want pas op sê die woord. Die woorde voor die mense bewys of to be noticed is afgelei van die woord waarvan ons theater kry. Dis interessant. So, wat gebeur in 'n theater? Tree op, toneelspel. Toneelspel, wat het jy gesê? Toneelspel. Ja, show business. So, eintlik nogal wat kwaai is, as mense die trompet vir hulle mond blaas, alles, as hulle besig met show business. As iemand vir jou vertel hoe goed hulle is, en hoe oulik hulle is, en hoe mooi is hulle, en hoe godsdienstig is hulle, en hoe heilig is hulle, dan moet jy weet, hier is 'n theater besigheid in die gang. Hier is 'n akteur hierso. So, en ek moet vir julle sê, ek lees dit, ek kom nou eers stiek het by my, weet jy hoeveel keer is ek al gevang deur mense, wat die Here gebruik oor hoe goed hulle is in besigheid. En as dit daai mense wat jy gewoonlik indien. Pastoor Henry, hy het seker ook het al vergeet, maar ek dink is 2 jaar terug iets vertel hy van ons, toe hy 'n struktuur wil opsit, by sy huis of iets. Klomp kwotasies en hierdie een kwotasie en skrifte op en alles, en voel jy wat hier is iemand wat die Here ken. Daai het hom gesluk. Want daai is jou gegooi. Jy kan my vertrou, ek dien die Here, ek is vir geregtigheid. Ja. Maar eintlik het ek gejok. Maar dit is net soos hierdie mense, ek hou niks daarvan, hierdie mense wat so vir jou sê, ja, as jy dit en dit en dit doen, of die Here sal jou seën, die Here sal jou seën. Jy kry die boodskap en sê, jy is die boodskap stuur maar 10 ander mense toe, en dit en dit en dit. Ja, en dan sal jy, dit is ja, soos op sosiale media wat ook sê, as jy, ja, hier gaan, jy sien nie verniet hierdie boodskap nie, hierdie boodskap is net vir jou bedoel nie, en as jy dit, ja, soos jy dan sê, stuur dit vir 3 ander mense nie, of sê amen, hulle sê altyd sê onder die ding, sê amen, en as jy dit glo, sê amen en stuur dit dan vir ander mense nie, ek skrol sommer verby, want, of sien hoe die Here vir jou dan sal seën, of hoe jy seën sal ontvang, en ek word verskriklik kwaad, as mense sulke goed sê, want ek bedoel, dit is vir my voorwaardelik, jy sal seën ontvang, mits jy dit deel, of mits jy dit doen, en God het jou lief, en hy gee seën, en hy sorg onvoorwaardelik, of jy sonde doen, en of jy nie sonde doen, en of jy 100% reg leef, of jy nie 100% reg leef nie. So ja, die mense misbruik dit ook, veral op die sosiale media, is dis volop. Ja, so met ander woorde, Jesus waarsku ons teen 'n nagemaakte geregtigheid. En hy vergelyk dit met een wat toneel speel met die doel om mense te behaag en te beïndruk. Hierdie aksies is gemik op selfverheerliking en nie op God se verheerliking nie. Jesus sê dat wanneer ons met hierdie gesindheid gee of aanbid, is daar geen loon vir ons by God nie.
omdat die verering wat ons by die mense ontvang, reeds die loon daarvoor is. Ons kan God nie bedrieg nie. Hy ken ons harte, en daarom sê hy in Jesaja 1 vers 18, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. In Matteus 6 vers 2 staan dan, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Let op, Jesus gebruik die woord wanneer jy liefdadigheid bewys, en nie indien jy of as jy liefdadigheid bewys nie. Hiermee sien ons dat God van ons verwag om liefdadigheid te beoefen. So net 'n belangrike dingetjie daar. Hierdie skrif sê nie, moet nie liefdadigheid bewys nie, want anders is jy nou skynheilig en jy bewys te slat. Hy sê daar, wanneer jy liefdadigheid bewys. So eintlik wat hy sê is, dit moet 'n redelike algemene ding wees. Dit moet nie veel swaar wees om goed te doen aan ander mense nie. Maar hy sê net, wanneer jy dit doen, sorg dat die motief in jou hart reg is. En doen dit dan soos God dan sê. Alright. So die woord geveinstes in Engels is hypocrites of skynheiliges. Dit dui op 'n Griekse akteur wat 'n masker gedra het om die rol na te maak of iets van iemand wat hy nie self is nie. So wanneer Jesus dan na die Fariseërs en die skrifgeleerdes as geveinstes verwys, sê hy vir hulle dat hulle die mense is wat maskers dra om voor te gee wat hulle nie is nie. Die godsdienstigheid wat hulle voorgee is slegs 'n rolspel en dui nie op wie hulle werklik in hulle hart is nie. So ja, daai woord geveinstes is dan soos in die ou tyd het hulle maskers gedra, soos die rol wat hulle dan vertolk. So dan sê hy, as jy 'n Christen is en jy doen hierdie, dan trek jy maar net 'n masker aan. En dis nie wie jy werklik is. Jy gee voor. Hierdie tipe geveinsdheid kan op twee maniere in die Christelike kerk na vore tree. Die eerste ene, daar is mense wat Jesus nog nooit aangeneem het nie, maar voorgee dat hulle Jesus ken. Alright, daar is bekeerde mense wat nog vleeslik lewe en voorgee dat hulle geheel en al heilig is. So ja, in al hierdie gevalle sal jy hulle uitken aan hulle vrug. So jy kan dit wegsteek vir almal, maar jou vrug gaan altyd wys wat gaan in jou hart aan. Die woord liefdadigheid verwys na die aksie waar ons na mense uitreik met 'n behoefte, wat 'n behoefte het. Dit is God se wil dat ons liefdadigheid teenoor ander mense bewys, maar die klem mag nooit op onsself wees nie. Ons moet gee omdat ons God liefhet en omdat ons die werktuig wil wees waardeur God ander mense ook wil seën. Ons gesindheid moet van so 'n aard wees dat ons slegs die verspreidingssentrum is waardeur God ander mense kan seën. Uit Johannes 13:29 kan ons aflei dat Jesus en sy disippels ook aan die armes voorsien het wanneer hulle kos gekoop het. In Matteus 6 vers 2 leer Jesus ons hoe om liefdadigheid met die regte gesindheid en motief te bewys. Wanneer jy dan
liefdadigheid bewys. Moenie 'n trompet voor jou blaas, soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. So, alles gaan oor die motiewe. So wat is my motief in my aksie? Gee ek uit 'n skuldgevoel omdat ek liefhet of omdat ek liefhet? Gee ek uit 'n skuldgevoel of omdat ek liefhet? Gee ek omdat ek wil hê ander moet my sien of omdat ek God liefhet? So baie interessant. Ware liefdadigheid kom uit 'n liefde vir God. OK. So Jesus sluit hierdie eerste gedeelte oor skynheilige godsdiens af met die belofte dat ons beloon sal word as ons hom eerste stel. Volgens Matteus 6 vers 3 en 4, maar as jy liefdadigheid bewys, so wanneer jy aan iemand goed doen, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. So, dis nogal kwaai. Want hy sê, as jy aan iemand goed doen, en jou linkerhand weet nie wat jou regterhand doen, so jy doen dit uit 'n suiwer motief uit, jy wil niks hoor nie anders, dan sê die Here sal jou in die openbaar vergelde. God self. So dit is die loon wat jy gaan ontvang, as jy dit op God se manier doen, en in God se geregtigheid met 'n liefde vir die Here. Maar wanneer jy dit doen uit 'n eie geregtigheid uit, of uit jou eie hartsmotief uit, dan gaan jou loon wees, jy gaan dit vir mense sê, en mense gaan sê, die is oulik, en dis al loon wat jy gaan kry. Die woorde, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, dui op 'n spontane reaksie. Op enige gegewe tydstip is daar altyd 'n oomblik waar ons hande so in harmonie met mekaar is, dat die een hand iets doen wat buite die belangrikheid van die ander hand lê. Net so moet ons gee spontaan, sonder motiewe van selfverheffing. Die gee wat God soek, is 'n gee wat jy vergeet het, onmiddellik nadat jy dit gedoen het, onvoorwaardelik. So, onvoorwaardelik, sonder om iets van die persoon terug te verwag, sonder om die persoon na die tyd te verwyd oor wat hy met die geld gedoen het. Wanneer ons vir 'n spesifieke behoefte gee, is dit noodsaaklik dat ons sal toesien dat die behoefte aangespreek word. Ons moet gee sonder enige bymotief om deur mense gesien te word. In Psalm 106 vers 3 staan, welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. As ons so gee dat dit God behaag, beloof hy in Matteus 6 vers 4b, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. In die Bybel is daar 7 maniere om te gee sonder om skynheilig te wees. Right. Ek sien daar klomp verse by, en ons dit gou lees. Dis die laaste bladsy. Ek dink dat ons dit sommer lees. So,
julle vir ons Lukas 6:38 kry, dan kan iemand vir ons 2 Korintiërs 9 vers 7 kry. 6:38. Alright, dus die eerste ene is gee uit jou hart. Gee, Vers hoeveel? 38. 6:38, het dan nie. Yes. Soek jy vir my Markus 12. Dis reg. Maar jou stem is hier, so ek kan nou nie jou ernstige oefeninge doen. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskik en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Alright. So kwaai skrif, te gee uit jou hart, gee vir julle sal gegee word, dan sê hy daar met dieselfde maat. So dit is ook nogal kwaai, as jy uit jou hart uit gee, en alles, moet jy ook kyk hoe jy gee. Want hy tref 'n vergelyking daar. As jy in jou hart 'n beperking daarop sit, dan gaan jy 'n beperking terug ontvang. Right. So jy kan vir ons lees, wat het jy 2 Korintiërs? Ja, maak ek 2 Korintiërs. Byt vas. Dink daaraan wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewerk lief. Gewe. Ok, so dit is my kwaai, al daai verse gee jy uit jou hart. Wat vir my nogal baie interessant is, en ek het dit baie al getoets, as ons in die kerk sit, hulle sê hulle het 'n spesifieke behoefte, wat ook al dit kan wees. En jy moet gee wat op jou hart is, of jy moet 'n bydrae maak. Dan normaalweg wat ek sal doen is, ek sal in my hart voel, dis wat ek moet gee. Nou vra ek vir Martonet, wat is die bedrag? En ek wil amper sê elke keer, ek dink daar is weinig kere waar ons dalk 'n bietjie verskil. Dan sal sy vir my sê, dieselfde bedrag. Sê ek van wie, wat is reg? Kom ons gee. So dit is my kwaai. Omdat as jy so, veral in 'n gesinsaspek, as jy so bydra maak. Maar baie keer is dit nou nie noodwendig elke keer 'n vrou moet vra nie, maar baie keer is dit net iets individueels wat sy moet doen of wat ook al. Dan sê sy het in 'n hart gevoel. Dan is dit reg. Maar moenie dat jy in jou hart voel om iets te doen. En ons praat nie net van finansies, ons kan praat van wat ook al. Kom ons sê jy voel in jou hart, jy wil vir daai ene kos gee. Dan ga jy nou by die winkel in en dan koop jy nou vir jou so 'n bord kos met al die beste goeders en dan stap jy nou daarmee draai en dan dink jy, hierdie ene, wat is die goedkoopste brood? Wat is die goedkoopste drink, goedkoopste dit? As jy hoor wat ek sê. Jy kan dit doen, maar as jy in jou hart gevoel het om dit so te doen, dan is dit so. Maar as jy in jou hart voel, weet jy wat, ek wil dit doen, maar ek kan nie die gelyke maat wat ek vir my gee nie, hy moet minder. Jy hoor wat ek sê. Kom sê jy het in jou hart gevoel, jy moet vir hom stiek vooruit eet. Dan sê jy, dit gaan te duur uitwerk. Weet wat, wie vir jou brood en melk? Jy hoor wat ek probeer sê. So jy kan nie as jy in jou hart iets voel, dit gaan downgrade nie, want volgens daai skrif is dit die oes wat jy gaan kry. Is net so goed ek sê, die swaar tye nou, ek gaan net die koring saai sonder kunsmis, sonder saadbehandeling, sonder dit. En ek gaan min water gee. En dan stroop ek nou 2 tonne hektaar of 3 tonne hektaar en dan dink ek, jene, hoekom is die koring so sleg? Maar ek het net dan 'n halwe oes groot gemaak. Maar as ek all out gaan, en ek gee die kunsmis, en ek
gee die water reg. Kyk na die koring, nou stroop ek dalk 'n 6 of 'n 7 ton, of 'n 8 ton. Dan gaan ek bly wees, want dis die oes wat ek groot gemaak. En dit is wat daai skrif sê. Boeta, het jy Markus 12, ek sê jy is by Markus, dan die hoofstuk 12 kry. Dan kan ook vir ons Markus 12 kry, en dan maar net help lees, dan sal ek hierdie wat 2 saam met 24 is, met 23. Ek wil gou iets op papier vir jou. Maar ek gee jou by die weet jy 12? Daar is net 9. Dis 12 vers 4:1 tot 4:4. Ek moet so meer 1 vers gee, maar ok. Wees op daai 1 vers, dat sal dan Louisa vir jou met die res. Vers 41, vers 4:1. 4:1 41. So makkelijk. 41 tot 44. Ja, of wil jy net 2 lees en ek 2? Ek sal lees. Goed. En Jesus het reg voor die Skatkis skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld geld in die skatkis gooi en baie rykes het veel ingegooi en daar kom een arm weduwee en gooi geldstukkies in die en 2 geldstukkies. 4 geldstukkies in dit is woordjie toe roep hy sy disciples na hom en sê vir hulle voorwaar ek sê vir julle hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in die huis was. En hy het ook meer ingegooi as almal wat in
Okay. So, ja, daai gedeeltes sê vir ons al die ryk mense het ingegooi in hulle oorvloed. En hier kom die arm weduwee en sy gooi die 2 geldstukkies in wat 'n oortjie is. Nou, ek ken nou nie presies die eenheid nie, maar dit is baie min. Dit is amper soos om klein geld in te gooi as ek dit so kan stel. Maar dan sê die Here dat sy die meeste ingegee het. Ek dink daai laaste gedeelte vers sê want sy het uit haar lewensonderhoud, haar hele lewensonderhoud. So alles wat sy gehaat het, het sy ingegooi. Ja, uit haar gebrek het sy. Dus hoekom hulle sê armwede? Ja. So sy het eintlik alles waarvan sy moet leef, het sy God mee vertrou. En waar die rykes het baie geld ingegooi, maar as jy vat uit hulle lewensonderhoud, was dit maar min gewees, as ek dit so verstaan. En daarom maak weer Jesus die stelling, hy sê, sy het alles ingegooi, want sy het op volkome vertrou vir haar voorsiening. Waar die ryke daar 100 keer soveel gegooi het, maar in sy oë was dit klein geld gewees, of in die ryke so. Alright, 2 Samuel 24 sê die volgende, maar die koning het Arona geantwoord, nee, maar ek wil dit verseker vir jou koop, vir sy prys, en ek wil dit nie verniet aan die Here my God, brandoffers bring nie. En Dawid het die dorsvloer en die beeste gekoop, vir 50 sikkels silwer. So hierso kom ons en ek neem Dawid vir hy stuk grond op by dorsvloer en voeters, en ek dink, as ek het reg gedeelte kan onthou, wou hy dit vir Dawid gee. Sê nie maar vat. En toe sê hy nee, ek wil dit nie verniet hê, ek wil dit koop vir daai prys. En dan wys ek vir jou dat hy gee dit, hy betaal daai prys. So die mate waartoe jy gee, moet 'n prys kos. Right, want dit dui op jou vertroue op God wanneer jy gee en die motief van jou hart. Want wanneer jy dink, okay, ek het nou 10.000 rand nodig, en die Here sê hy sal my 100voudig seën, so ek gaan 1.000 rand gee, en dan gaan ons 10.000 rand terug aan kry. Okay, baie mense fokus so, hulle sê, okay, dis hoe die wiskunde werk. Maar in eerste instansie diskwalifiseer hulle self met die motief van hulle hart. Alright, in die tweede instansie, kos dit hulle regtig 'n prys wanneer hulle gee, of gee hulle net met die som wat hulle gemaak en sê, okay, nou gaan ek daai hoeveelheid terug ontvang, en dan maak hulle somme 'n aanmaning en sê, wanneer hulle dit wil terug. Dit werk nie so. As jy gee uit suiwerheid van jou hart, wat jy ook al voel, sal God jou beloon. Wanneer en hoe dit gaan kom, I don't know. Dan vertrou jy die Here. Maar sodra jy ietsie gaan verwag, dan het jy jouself klaar gediskwalifiseer, volgens alles wat ons nou geleer. Ek weet ek het destyds het iemand ook so op hol gegaan, een Brits, ek kan nie onthou my pa my vertel, hy het ook sy plek verkoop en alles, en weet nie, ergens kan ek iets op die storie onthou van, hy het gesê die Here gaan vir hom 'n Mercedes kar gee. As hy dit en dit en dit. Die ou het nooit sy Mercedes kar gekry nie. Kan nie vir die Here sê, ek verkoop my huis en soek 'n Ferrari nie. Werk nie so nie. So, as iemand jy so verduidelik het of verkondig het, ek sien dit in die woord nie. Ja, daai ou, ek weet nie of hy nog lewe of ek kan nie die draad van die storie onthou nie, maar hy het nie sy Mercedes kar gekry. So ja. Die derde ene, die verantwoordelikheid om te gee, berus nie net by iemand wat baie het nie. En alright, kom ons gaan nou die vers lees, het iemand vir ons daai vers, Lukas 16 vers 10, 'n mens wat nie kan gee, as hy nie het nie, sal nooit gee nie, al het hy baie. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou.
En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. So, dit is 'n baie sleutel as dit kom by liefdadigheid. Want baie mense het 'n mentaliteit van, ja, as my skip gekom het, sal ek gee. Die Here soek nie jou miljoene nie, hy soek getrouheid, hy soek die regte motief. Want as jy daarin verslaap, hoe gaan hy jou vertrou met meer? Dis wat hy skrif sê. So as jy nie R1 kan gee, as jy R1 moet gee, of kan gee, of dit voel in jou hart om dit te gee, hoe gaan jy R100 gee? Hoe gaan jy R1000 gee? Hoe gaan jy R100.000 gee? As jy hoor wat ek sê. Dit gaan nie vir die Here oor die hoeveelheid. En kom sê jy het niks geld nie. 0. Wat kan jy gee? As iemand al hulp nodig het, wat kan jy gee? Want as jy nie eens getrou is daarin, as jy nie getrou is om vir iemand van jou tyd te gee. Ek meen, baie keer het iemand gebed nodig, maar jy kan nie eers dit gee. So die beginsel bly dieselfde. Dit gaan nie oor gee en 'n waarde aan die gee. Dit gaan alles oor die motief. Wanneer jy gee, wat gaan jy binne aan wanneer jy iets vir iemand doen? Dis die bottom line. En baie mense koppel dit altyd aan 'n randwaarde. Ek wil vanaand vir julle sê, moet nooit dit doen, want dit gaan nie daaroor. Die Here kyk nie na die randwaarde, ons het gekyk met die weduwee en ook met daai gedeelte. Dit gaan oor rentmeesterskap. Dit gaan oor die motief van jou hart. Right, het iemand vir ons al klaar Lukas aan die onslag gelees? Ja, kan ek 11 en 12 Ek kan later vir my lees my skatie. Ok, vanaand as ons Bybelstudie dan lees ons. Maak hulle. Alright, dus, so 11 en 12 ook aan lees. ja, Dis die volgende. ok, lees op. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle jou eie gee? Ok, dis nog 'n baie skrif daai. Want jy hoor baie keer mense sê, ek kyk na iemand anders se goed beter as na my eie. Dit is eintlik wat hy skrif ons sê wat jy veronderstel is om te doen. Maar weinig mense doen dit. Dis die basiese ding hierdie. Breek. So, en daai skrif sê eintlik iets daar aan die einde wat tog al baie kragtig is. Hy sê as jy nie iemand anders se goed kan oppas, wie sal aan jou eie toevertrou? So as jy dit gaan toets dit, gaan kyk na iemand wat by iemand anders vir iets leen. Daardie persoon sal geneig wees om die res van sy lewe maar net goed te leen. Want omdat hy leen en nie na dit kyk nie, kry hy nooit noodwendig sy eie. En ek sê nie, so ek sê hierdie skrif, al wat hierdie goed bietjie gevaarlik maak, is mense wil dit, ek sê in 'n boekhoustelsel maak. So ok, as ek nou mooi na hierdie goed kyk, dan gaan ek nou my eie kry. Dit is nie wat ons sê daar. So ek wil dit net vas lê, want jong, mense gaan op hol met goeders en maak somme en boulig as dit is nie. Die Here sal jou seën. Die Here sal vir jou gee wat ook al jy moet kry, hoe jy dit moet kry. Wees jy net getrou in die beginsels en in die motief van jou hart. Maar die prinsipel is,
as jy nie iemand anders se goed oppas en respekteer nie, dan sê hy nou, hoe gaan die Here jou toevertrou met jou eie? So dit is 'n paai principle. En jy kan sien dat die Here werk en dit is klomp goed wat moet saamwerk. Jy moet net een dingetjie doen en die ander ding nie doen. Alright. Het julle vrae? Ek sal nou nog veel vrae. Okay. Nommer 5. Om te gee is om persoonlik gedetermineerd te wees. So as julle vir ons daai skrifte kan kry, daar is almal in 2 Korintiërs. Weet nie, het jy hulle? Liewe? Ja, ek is hier so nou. Okay, 2 Korintiërs 9 vers 7. Ek is reg. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met sy teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Okay, dan kan jy net so een hoofstuk teruggaan, 8 vers 1 en 2. Broers, ons wil hê julle moet weet wat van die genade wat die gemeente in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Okay, so daai eerste vers het jou duidelik om te gee wat jy in jou hart voorgenem het, en dan praat hy daarvan nie uit dwang. So moenie voel jy word gedwing om iets te gee nie, of dat iemand op jou gevoel speel om te gee nie. Alright, so as jy gedwing voel om te gee, dan gaan daar nie 'n blessing op wees. Alright, want dan, dit gaan oor die motief van daar. En die ander deel, dan praat hy van die gemeente, dan verwys hy nou nogal, dan sê hy, dis 'n arm gemeente, arm mense, maar hulle het gegee uit 'n oorvloed uit. So dit wat hulle kom, het hulle gegee. Alright. So julle sal altyd sien, dit is principles, die Here het principles. Nommer 6, gee na gelang van die behoefte. Paulus beveel die kerk in Galasiërs om in te samel vir die armer gemeentes. Hierso is hy uitgetik, lyk my 2 Tessalonisense 3 vers 10. As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Hieruit blyk dit dat die kerk geen verantwoordelikheid het teenoor mense wat lui is en self niks wil doen nie. So, wat eintlik net hierso sê, is jy kan nie die ander kant van die muntstuk wees en hierdie uitbuit. Wat sê die wat? Hierso sê die Here almal moet gee, maar as almal gee, moet daar nou iemand wees wat ontvang, en dit gaan sommer nou ek wees. So ek gaan nou niks meer werk nie, ek gaan nou op pensioen gaan, en almal moet nou maar net vir my gee, want ek meen, dit werk ons soos vir julle gaan besteed word, want julle gaan almal gee, en julle moet nou maar net vir my gee. Dit amper soos die prosperity mense. Want hulle sê jy gaan geseënd word, jy gaan so ryk word, so alles, maar gee maar net vir my. Ja, dat ek net 'n jet kan koop of iets kan koop of wat ook al. So, moenie lui wees nie, want dis eintlik waar dit neerkom. Moenie gaan niks doen en so maak. En ongelukkig in hierdie land waar ons is dit 'n kultuur waar kom ons doen niks nie en ons maak so. En die woord sê moenie dit doen. Moenie dit doen. Gee na gelang van behoefte. Alright. Punt 7. Om te gee demonstreer God se liefde. Die hoeveelheid wat ons moet gee is nêrens voorgeskryf nie, buiten tiendes. Dit sal afhang van jou liefde. Efesiërs 2 vers 10 is iemand van ons. Ek het dit. Okay, ek kan dit maar. Nee,
God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kijk, weet dit? Ja, Ok. So, die hoeveelheid wat ons moet gee, as nie 'n rekening wat jy kry, jy betaal soveel, jy betaal soveel nie, dit is nergens voorgeskryf nie, dan sê hy daar buite in jou tiende. So jou tiende is 'n saak, dis jy en die Here, wat jy vir hom mag gee, want God beloof 'n blessing op jou finansies. Alright, so, wanneer jy gee, op net plaas nie, ek dink dan kan ons hierdie deel 2, of lesing 2, en ons dan volgende week behandel, gebede sonder valsheid. En jy sal sien, elkeen van hierdie goeders spreek eintlik net die motief van die hart. So, die een wil gee,